Hallo julle, Hallo daar. ons onderbreek ons reeks vandag weer 'n bietjie omdat ons 'n kennisgewing uitgestuur het waarin ons die kontemplatiewe byeenkoms in Augustus aankondig. En toe dink ons dit sal miskien goed wees om op hierdie punt, ons sal later weer daaroor praat, maar om op hierdie punt 'n bietjie meer daaroor uit te brei en 'n bietjie meer te sê. So ons onderbreek nou hierdie reeks vir 'n advertensie. Ja, Soort van net om so 'n bietjie of eintlik te verduidelik want nou het ons dit uitgestuur en ons is besig om 'n pamflet saam te stel sodat om meer inligting te verskaf, maar nou het ons al reeds versoeke van presies waaroor gaan dit en miskien om dit net nou al te sê as Ja. mense daai datum so lank wil vasmaak. Dat dit daar net bietjie meer duidelikheid is oor wat ons beplan. Ja. So miskien dit gaan nou oor 'n kontemplatiewe byeenkoms van die 8ste tot die 10de Augustus oor daardie lang naweek, maar ek Kan dink ons nie dit 'n samekoms noem? 'n samekoms. Ja. 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 Ek glo nie dis 'n lang naweek dan nie, né? Nee, gewoonlik sal dit wees. Maar dit val nou op 'n Saterdag. Ja, hierdie keer is die Vrouedag is nou die Saterdag. Goed. Kom ons begin deur net 'n bietjie weer op te vang oor wat is kontemplatiewe spiritualiteit. Ons het hier aan die begin van hierdie reeks van ons het ons ook daaroor gepraat, maar dit is iets waarna toe 'n mens aanhoudend toe terugkeer. Omdat dit 'n belangrike rol speel en 'n motivering is vir ons byeenkoms wat ons beplan het. Kontemplatiewe spiritualiteit beteken om in hierdie werklikheid God op alle fronte en in alle gebeure en in alle situasies raak te sien. Met ander woorde, daar is nie vir die kontemplatiewe spiritualiteit heilige plekke en onheilige plekke waar 'n mens God beter of makliker kan beleef as ander plekke nie. God is oral teenwoordig en laat hom ken deur alles. So met die kontemplatiewe, party die definisie van kontemplatiewe spiritualiteit is 'n lang en indringende kyk na dit wat werklik is. Dis mooi, ja. Dit 'n long hard look at what is real. Ja. En God daarin. En God daarin, die Jesuïte praat van God in all things. Al ons omstandighede, al ons werksituasies, skoolvergaderings, huiswerk, maak nie saak wat nie. En dan ook ons godsdienstbelewennisse. Ja, uit die aard van die saak. Stilte tye, ons alles daarmee saam. En ek dink dit word ook gekenmerk deur 'n paar baie definitiewe eienskappe soos die belangrikheid van stilte. Ja. Want dit is ook 'n beweeg, dit is om te besef dat ons ego aanhoudend probeer om dinge te kaap, dinge te rig, dinge te stuur in so 'n mate dat ons nie agterkom waarmee is God alreeds in ons lewens besig en om God regtig raak te hoor nie. Dis 'n baie sterk onderliggende aspek ook. So die praktyke wat 'n mens dan in die kontemplatiewe spiritualiteit het, is dan daarop gemik om meer by luister en by teenwoordigheid uit te kom. En oorgawe Ja. van jou situasie, van jou lewe, aanhoudend nie jou agendas nie. So en deur stil te word, deur werklik selfs jou kop te probeer minder te laat die hele tyd besig wees. Kom mens makliker daarby uit. Ja. Stilte, ek dink kreatiwiteit speel 'n baie belangrike rol. Die natuur, die wêreld, die geskape wêreld is belangrik. 'n mens se praktyk waar 'n mens stil word. Ja, jou formele praktyk, Ja. jou informele praktyk, hoe gaan jy met die wêreld om? Hoe gaan jy met mense om? Hoe beleef jy God in al daai gewone dinge van die lewe?
So dit is in breë wat die kontemplatiewe spiritualiteit is. En dit is 'n spiritualiteit wat reg deur die Christelike geskiedenis teenwoordig was en wat mense in Jesus se bediening sien. Maar omdat dit 'n spiritualiteit is wat dikwels teen ons ego ingaan, amper teen ons innerlike Ja, intuïsie. en 'n laat gaan van beheer. Ja, Nie soveel kontrole nie. ja. En omdat dit ook in 'n groot mate teen die kultuur waarin ons leef, waar dit daarteen ingaan, is dit asof dit altyd so half in die skaduwee is. Mense plooi godsdiens ook so dat dit inpas by hulle kultuur, dat hulle dit deur hulle ego wel kan beheer. En die kontemplatiewe spiritualiteit is so teen dit, en kontra dit, dat baie mense sê nee, hulle stel nie daarin belang nie. Ja, en ek dink ook waar mense dit nogal dikwels sien is waar mense werklik ware leemte beleef in hulle belewenis van God en dat hulle verder en dieper begin soek. En dan in baie gevalle by die Christelike kontemplatiewe tradisie uitkom. Ja. By leesstof wat baie ver teruggaan van die mistisie, van hoe hulle God beleef het. En ek dink dit en wat ons dan nou agterkom is algaande 'n groter openheid, 'n groter mense begin al meer daarin belangstel, maar dit is 'n baie alleen pad. Ja, Soos ons ook al baie gesê het. dis hy. Want dit is klein groepies mense of individue in hulle gewone opsette, hulle godsdiensopsette, hulle kerke wat begin kyk na die belewennisse van die kontemplatiewe lewe. En waar hulle dit nie noodwendig in hulle kerkgemeenskappe kry nie. Ja, of daar waar hulle funksioneer. Ja. En daar is soveel mense wat nou al op retreats gekom het en op ons werkswinkels en so aan. En baie van hulle is stom verbaas net om in die eerste plek te vind dat daar so iets is wat op 'n weiërfront plaasvind, want party van hulle het gevoel hulle is besig om gek te raak. Hulle het hierdie gevoelens, hulle het hierdie belewenis, maar hulle weet nie van enige iemand anderster wat dit beleef of ervaar, of dat dit so 'n sterk tradisie is nie, omdat dit so lank so op die agtergrond gewees het. Ja, amper ondergronds gegaan. Ja. En ek dink ook om dan met leesstof agter te kom, maar daar is nog altyd Christene wat op daai manier God beleef het. So met ander woorde, soos wat Matilda sê, deur ons ervaring nou al vir etlike jare, het ons agtergekom dat daar eintlik baie meer mense is wat kontemplatief is, maar hulle funksioneer so half as eilandjies op die groot landskap in Suid-Afrika. Hulle is nie bewus van ander mense nie, dis 'n baie alleenpad, hulle het nie ondersteuning nie. En toe het 'n groep van ons, het daar in 2019, het ons bymekaar gekom en ons het begin beplan aan so 'n kontemplatiewe byeenkoms op 'n sentrale plek, sodat vir 'n naweek kontemplatiewe Christene van reg oor Suid-Afrika dan bymekaar kom en net bewus raak van mekaar. Dis amper die een groot ding wat jy kom agter, maar hier is 'n hele groep mense wat glo soos ek, wat beleef soos ek, Wat wil leef soos ek, en dit is 'n ondersteuningsnetwerk. So julle kom van Rustenburg af, so julle doen dit daar ook. Ons is van Pietermaritzburg en ons is 'n klein groepie daar, maar dit is hoe ons dit ook beleef. So hier begin hierdie skakels plaasvind. So daar is 'n skakeling onder mekaar, maar oor daardie naweek gaan daar ook stilword geleenthede wees. Daar gaan groepbesprekings wees waar ons 'n bietjie met mekaar praat. Wat is die uitdagings waarmee ons gekonfronteer word? Waaraan moet ons aandag gee? Op watter ander maniere kan ons mekaar ondersteun en kan mekaar help? En partykeer sommer net saam kuier en mekaar leer ken en
ons wil die eerste ene op 'n klein skaal afskop. Ek dink kom ons sê ook net, ons het baie ambisieus begin en beplanning gedoen vir die 21-20. Ja, ek het vergeet om daarvan Ja, te en sê. COVID het toe nou 'n stokkie daarvoor gesteek. Mense het al bespreek, mense Ja. het al begin betaal. Ja, en toe moes ons dit kanselleer. En dis eintlik maar nou eers met alles wat intussen by ons gebeur het en die trekkerye en als, wat 'n mens weer voel, goed, die tyd het meld nou aan. Ja, So, en ek dink as ons sê minder ambisieus eerder as kleiner, want ons het nie 'n idee ja, om ja. te weet hoeveel mense sal welkom of belangstel nie, maar die dorp Wakkerstroom is 'n dorp wat 'n groot groep mense oor 'n naweek kan akkommodeer. Want dit het ons nou al baie jare ervaring van met die klassieke musiekfees, met die Arts and Crafts Fair. Ja, Wakkerstroom is gerad daarvoor en hy lê in hierdie pragtige omgewing. Ja. So hy is eintlik geskik vir so 'n groot retreat. Ja, so dit is eintlik 'n baie groot retreat waar mense dan deur die dorp by gastehuise en plekke kan oorbly en dan het ons in die dorp dan 'n program wat ons volg. Ja. En ek dink as ons dit kan 'n jaarlikse ding maak, sal dit wonderlik wees. Dis die Maar ons gaan nou gedagte. met hierdie een afskop en sien Ja. waar dit heen gaan. Ja. En julle gaan sien dat daar 'n fooi, 'n inskrywingsfooi van R600 is. Ons gaan nou in die loop van die volgende maand gaan ons vir julle inligting deurstuur dat dit maklik is om te registreer sodat ons darm net ook vir ons eie logistieke reëlings dat ons kan weet wie is dit, vir wie moet ons voorbereidings tref, hoeveel mense moet ons En ons sal ook akkommodasie moontlikhede aanstuur, die restaurante. Ons sal 'n gesamentlike, ek dink dalk die eerste aand ontmoeting en 'n gesamentlike ete doen. Dis winter, ons het dit spesifiek vir die winter beplan. Ja. Omdat dit juis 'n tyd van inkeer is, 'n tyd van gestroop stiller word, is meer gestroop. Met dit gesê kan ons julle verseker Wakkerstroom is pragtig in die winter. Ja. En ja, ek dink mense wil mense nooi, laat weet asseblief as jy belangstel sodat ons ook kan begin agterkom. Ja. En sodat ons ook dan meer inligting kan uitstuur. Dis reg. En miskien net volledigheidshalwe daardie R600 die inskrywingsfooi is om ons eie logistieke reëlings en die dinge wat ons hier moet regkry te dek. En dalk sprekers Wat ons dalk wil kry. So ons probeer dit so bekostig moontlik maak, maar dit sluit nie akkommodasie in nie. Ja. Die akkommodasie is iets wat julle dan op julle eie sal moet reël. Ons kan vir julle inligting rondom akkommodasie aanstuur, maar akkommodasie is nie ingesluit by die inskrywingsfooi nie. Maar ons sal dan al daai inligting dan ook deurgee. Dis reg. Dankie julle, ons sien uit om van julle te hoor en ons is opgewonde om dit te reël. Dis regtig 'n droom wat waar geword het en ons weet daar's 'n groot behoefte daaraan. Ja, en om die wat ons nog nie ontmoet het nie, het wie ons gereeld kommunikeer, ons sal julle baie graag wil ontmoet. Dankie, ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal.